Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, Sonja Gerber hier, ons groet julle weer eens hier uit Clarence uit by Kiara Lodge, en wat 'n lieflike dag wat Abba aan ieder en elkeen van ons geskenk het, halleluja. Kom ons loof en prys en eer God se heilige naam. Die woord vandag is kennis. Nou ons leef in 'n dag van 'n ontploffing van inligting en van kennis, danksy die rol wat die massa media en veral die internet in ons lewe speel. Die Bybel beskryf egter God as die bron van alle kennis. En die mens wat werklik slim is, kry die nodige kennis van die Here af. Groot dele van kennis in ons wêreld is hoogs gespesialiseer en van groot waarde vir enkele mense wat in hierdie veld werk. Kennis wat werklik mense se lewens en hulle toekomsbestemming kan verander, is slegs in Christus opgesluit. Christene is die bron van hierdie kennis. En op hulle skouers rus die verantwoordelikheid om hierdie inligting wat lewens kan red te versprei. Halleluja. Kom ons gaan lees ons eerste gedeelte is hier Numeri 24 vanaf vers 15 tot 19. Toe het hy sy spreek aangehef en gesê, Biljam, die seun van Beor, spreek en die man met geopende oog spreek. Die hoorder van die woorde van God spreek en hy wat die wetenskap van die Allerhoogste ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob en 'n scepter kom uit Israel op. En hy verbrysel die slape van die hoof van Moab en werp al die oorlogsigtiges omver. Ook sal Edom 'n besitting wees en Seir sy vyande sal 'n besitting wees, maar Israel neem toe in krag. Halleluja. En laat daar een uit Jakob heers en die vrygeraaktes uit die stede vernietig. Dan gaan ons daar na Johannes toe, dit is 1 Johannes 5, en ons lees hier vanaf verse 13 tot 21. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood toe is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood toe doen nie, daar is dan 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat jy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. En daar is 'n sonde wat nie tot die dood toe is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. En ons is in die waaragtige, in die Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle self van die afgode. Amen. En dan gaan ons na Jeremia 10 toe, vanaf verse 10 tot 16. Maar die Here is waarlik God. Hy is die lewende God en 'n ewige koning. Vir sy troon beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. So moet julle vir hulle sê, die gode wat die hemele en in die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan en van die aarde af en onder hierdie hemel uit. Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand. As hy sy stem laat hoor, dan is daar 'n geruis van waters in die hemel en hy laat dampe opgaan van die einde van die aarde. Hy maak bliksems vir die reën en laat wind uitgaan uit sy voorraadskure. Elke mens word dom sonder kennis. Elke goudsmid staan beskaamd deur die gesneede beeld. Want sy gegote beeld is 'n leuen en daar is geen gees in hulle nie. Nietige afgode is hulle werk, verspotternij. Vir die tyd van hulle besoeking gaan hulle tot niet. Jakob se deel is nie soos hulle nie, want hy is die vormeerder van alles en Israel is die stam van sy erfenis. Here van die leerskare is sy naam. Dan gaan ons daar na 2 Petrus 1 verse 1 tot 9 en hier wil ek hê ons moet groei in kennis. Halleluja.
Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur julle begeerlikheid in die wêreld is, en juis daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg en by die deeg die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid en by die lydsaamheid die godsvrug, by die godsvrug die broederliefde en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit nie julle ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van ons vorige sondes vergeet. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons kan toeneem in kennis. Here, nie omdat ons slim is nie, maar omdat U vir ons die kennis gee deur die woord van God. Breek U dit vir ons oop. En my gebed is dat elke mens vaardig sal word deur die woord van God en dat ons hierdie kennis kan vat en dit kan uitdra vir die wêreld sodat hulle ook kennis kan hê van U. Halleluja, amen en amen.